Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Hartlik welkom hier saam met ons vanmôre. Mag die koning se seën ook op jou rus. Kom ons lees saam. Wetende mos dat ons is nou in hierdie tyd in die opstandingstyd van Jesus, sy kruisiging en sy opstanding. Dis wat ons herdenk. So kom ons lees saam in Lukas 2:24 vir die 3de keer. En ek wil nie sê die laaste keer, want ek mag dalk eendag weer terugkom. Lukas 24 vers 25 tot 27. Maar hy sê vir hulle: O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. So Jesus sê, julle, hierdie 2 Emmausgangers wat sy disippels was. Hy sê julle is traag om te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie, so wat sy aanname is, die profete sou mos gepraat het van die lyding van die Messias en sy heerlikheid. En hy het begin, toe maak hy dit sy taak, om van Moses af, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, dis die boeke van Moses, en al die profete, vir hulle uit te lê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En 'n uur of 2 later, toe Jesus in die bo vertrek by sy ander disipels, selfde dag, opstandingsdag, nou is hulle almal daar, die Emmausgangers is daar, sy disipels is daar, en hy sê vir hulle, vers 44, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is, wat is dit? Wat is dit? Wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, in die eerste 5 boeke van die Bybel, en die profeteboeke, van Jesaja tot Maleagi, 16 profeteboeke, 12 kleiner en 4 groter profete, en die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. Here, weer eens, kom ons na U toe. Ons bely ons tekortkominge aan insig in die woord. Ons bely ons blindheid. Ons bely die gebrek aan insig wat daar behoort te wees. Ons bely dat net U kan deur U Gees ons tegemoet snel en ons verstand en ons hart open, soos U disippels se hart en verstand geopen het, om te verstaan wat in die skrifte oor die Christus, die Messias, die gesalfde, the anointed one, die Seun van God geskrywe is. Gee dat ons vandag iets van wat daardie aand gebeur het, dierbare Jesus, van die woorde wat U daardie aand met U disippels gedeel het, bring dit ook vir ons in oënskou, sodat ons dit kan sien, dat ons ook kan begryp, en kan glo, en U kan verheerlik. Dit bid ons, dierbare Vader, om U Seun Jesus ontwil. En al die gelowiges sê, Amen. So, my vraag is weer,
Watter skrifte sou Jesus gebruik het? Watter skrifte uit die profete uit? Want ons fokus nou op die wet van Moses, dit het ons gedoen. Ons fokus op die psalms, dit het ons gedoen. En as jy dit gemis het, dit is op die YouTube kanaal beskikbaar. Maar wat ons nie gedoen het nie, is om te gaan na die profeteboeke, om te gaan kyk na watse profeteboeke het Jesus gebruik, en wat hy vir hulle gewys oor wat oor hom geskrywe staan, sodat hulle kan glo. Want as God vir jou kan 1000 jaar, 800 jaar, 700 jaar, 600 jaar, 500 jaar, 400 jaar voor iets gebeur het, reeds vir jou wys in die skrifte, en wanneer dit gebeur, dan sê jy mos weet, net God het dit geweet. So natuurlik, ek kan nou ook sê uit Samuel uit, as ek wil 'n boek bygooi, dan sit nou 17, as ek jou nog een wil bysit, dan kan ek sê klaagliedere van Jeremia, dit is 18. Maar in Samuel se geval, hy het wel, daar's 'n baie belangrike ding, want daar staan, Samuel was ook 'n profeet van die Here. Nou vriende, van die begin van tyd af, vanaf die mense sondeval, van Adam en Eva se dae, was daar 'n wete, en 'n verlange en 'n begeerte by God se mense, nog altyd gewees, dat die verlosser, waarvan God gespreek het teenoor Adam en Eva, wat sou kom uit die saad van die vrou, die verlosser van die mens, die saligmaker wat eendag sal kom, wat 'n belofte was, 'n profesie was, by hulle altyd, maar wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan God 'n mens van jou sondes verlos? Ons almal sondaars. Hoe is dit moontlik? Ek kan jou nie verlos en jy kan my nie verlos nie. Ek is 'n sondaar, jy is 'n sondaar. Maar ons is almal so gebore. Ons kan nie mekaar verlos nie. Almal is sondaars. Nou, hoe is dit moontlik? En tog was daar 'n verwagting. As staan selfs in Lukas 2 vers 1, toe Johannes die doper preek, die doop van bekering, en hy doop haar by die Jordaanrivier, maar hy het honderde duisende mense gedoop, né? Johannes. Toe staan daar in hoofstuk 2 vers 1 van Lukas, daar's 'n verwagting onder die volk. Is hy dalk die Christus? Kan dit wees? Hierdie man wat preek en hy eet sprinkane en heuning, en hy het 'n kameelkleed aan met 'n leergord en sulke wilde hare en 'n baard, en hulle dink hierdie man, kan dit hy wees? En natuurlik, dit was toe nie, hy was maar net die voorbereider, die wegvoorbereider vir die een wat sou. Dit sou hy wees wat eendag vir Christus sou aanspreek voor almal en sê, daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld weg. Dis sê ek nie, is hy. Hy het mos gesê toe hulle van hom vra, hulle dink by homself, is hierdie een wat sou kom? Toe sê hy, nee, ek is nie waardig om sy skoenrieme los te maak nie. Hy sê ek is nie eens waardig nie om by sy voete te gaan sit. En natuurlik, toe Jesus nou die aand, nou is alles klaar. Hy's gekruisig, hulle het gesien hoe hy gekruisig, hy het opgestaan uit die doodheid, hier staan hy voor hulle, en nou sit hy daar in hulle midde, en hy eet 'n stuk heuningkoek, en nou sit en praat hy daar met hulle. Dis mos nou sy kans, van alle kanse, om rustig met hulle te sê, kerels, kom ek maak nou vir julle die skrifte oop. Onthou, hulle het nie 'n Nuwe Testament gehad, was mos net 'n Ou Testament. Genesis tot Maleagi. En sekerlik sou hy onder andere met hulle praat oor wat gesê was deur die profeet Samuel. Want in 2 Samuel lees ons dat die profeet Nathan sê vir Samuel, en natuurlik, ek wil, Samuel het hierdie goed geweet. So die profeet Nathan in die profeetboek, hy kom, en die profeet Nathan sê vir Dawid, God het iets om vir jou te sê. En die profeet Nathan sê vir hom, die Here sê, wanneer jou dae vol is, as jy oud en afgeleef, en jy met jou vaders ontslaap het, wanneer jy jou laaste asempie uitgeblaas het, koning Dawid, sal die nakomeling wat uit jou liggaam uitkom, sal ek laat optree, hy sal jou koningskap bevestig. So, uit jou saad, kom daar iemand wat 'n koning sal wees. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. En dit is like, ek verstaan alles tot op hierdie punt. Daar was koning Salomo, wat gebore is uit die geslag van Dawid. Hy het
'n huis, die eerste tempel ooit vir die Here gebou. Maar koningskap bevestig tot in ewigheid en troon? Come on. As hy nou 'n troon nie, waar is die koning in Israel? Daar's 'n premier, Benjamin Netanyahu, daar's nie koning nie. En dan sê vers 16, jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Is 'n lang tyd. Vir God om iets oor 'n man te spreek wat vir ewig sal duur, is 'n groot saak. Jou troon sal vas staan tot in ewigheid. Dit kan nie wees nie. Hulle het dan almal gesterf, koning Salomo en die wat hom opgevolg het, Jerobeam hulle, en ek bedoel, een na die ander, hulle is almal dood, tot Sedekia die laaste ene, hy was die laaste ene, hulle is almal dood. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat alles so kan wees? Dit maak ons nie vir ons sin nie, totdat jy, wat Jesus vir hulle sou vertel het, wat later in die Nuwe Testament opgeskrywe staan, lees ek vir jou in Lukas 1. Onthou jy toe die engel kom by Maria, Jesus se moeder, toe sê die engel Gabriël, jy sal swanger word en 'n seun baar. Nie meer nou mooi hoor. Jy moet hom Jesus noem, en nou sit Jesus hier by sy disippels, want hy is Jesus. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, wel, hulle weet hy is die seun van God. En die Here God sal aan hom gee, die troon van sy vader Dawid. So Jesus moet 'n troon kry wat hy nog nie gekry het nie. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob wat hy nog nie is nie. Tot in ewigheid wat nog nie by hom gebeur het nie. En in sy koninkryk sal daar geen einde wees. So in ander woorde, hier is 'n profesie wat net gedeeltelik vervul is. So Jesus sou vir hulle wys en sê, wel, tot op datum, ek het gekom en ek is uit die nageslag van Dawid, want ek wil jou Bybel begin so, ek wil Matteus 1 vers 1 begin, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Jou heel eerste sin in jou Bybel. Ek sê, jou heel eerste sin in jou hele Nuwe Testament begin so. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Dan is Abraham, is omgeruil. Jy het so gedink dat jy is Abraham en dan Dawid. Nee. Hy is die koning. Die koning is hier. Daarom, seun van Dawid. So, Jesus sou natuurlik dit vir hulle wys. Dis die rede waarom hulle in die 40 dae daarna, toe hulle daai Sondag aan uit die vertrek uitstap, al het Jesus vir hulle wat gewys, nee, is hulle nog steeds nie kompasmentes nie, daar is nog steeds iets in hulle koppe wat hulle nie verstaan nie. Want ek bedoel, jy kan dit gelees in Handelinge 1. Daarna het Jesus ons voortdurend aan hulle verskyn. Toe hy nou weer op 'n kol aan hulle verskyn, toe sê hulle vir hom, hulle sê, Here, gaan u nou die koninkryk vir Israel oprig? Hulle wil net hê die koninkryk moet opgerig word. Want dan kan hulle mos almal wat Jesus se pelle is, kan ons almal hulle plek inneem, in die 12 stamme van Israel oordeel. Hulle almal het hierdie verwagting, hulle gaan saam met Jesus in sy koninkryk wees, want ons 12, ons was deur dik en dun by Jesus. En Jesus is like, kerels, dit behoef julle nie om die goed te weet nie. Hy sê, luister, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het, wanneer daai dag aanbreek, dat ek op my ewige troon sal gaan sit as die seun van Dawid, en my koninkryk tot in alle ewigheid bevestig is, dis 'n dag vir die toekoms. Maar julle, hou nou op met hierdie dinge, gaan aan en gaan preek die evangelie in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot die uiterste van die aarde in vers 8. Hou nou op om vir my te vra, wanneer gaan ek my koninkryk bevestig? Dit kom julle nie toe om die dag en die datum te weet nie. So terloops sal ek net sê, as jy belangstel in 'n wederkomsdag en datum, just get over it, hou op, want jy gaan nie weet nie. Nou stuur iemand weer van my boodskap nou die dag, pastoor, die Here kom nou, wat was dit nou, iemand sê vir nou, op die 18de Maart, wat sê jy? Ek sê, nonsens, okay? Twak, hou op met hierdie goed. Hoekom wil jy weet? En wat gaan jy daarmee maak as jy in 'n geval sou geweet? Dink jy iemand gaan jou glo? Hulle het Jesus nie eers geglo nie. Dink jy hulle gaan jou glo? As jy met 'n datumpie kom. Vriende, dit het niks met ons te doen wat die dag en die datum is nie.
Dat hy kom, ja. Dat ek my voorberei, ja. Dat dit naby is, ja. Watter dag dit is, niks met jou uit te waai nie. Hy het vir die 12 gesê, en jy en ek is nie beter as die 12 nie. Hulle was sy geliefde apostels. En as hy dit wou gesê het, kon hy dit vir hulle gesê het. Hy kon vir hulle gesê het, ja, skryf dit neer. 2032, 2028, skryf dit neer, sit jy sommer aan die Bybel. Nou wat sou jy gemaak as dit in die Bybel was 'n datum? As jy het ook nie geglo het nie. You wouldn't believe it. Want hulle sou nie geglo het as hy vir hulle daai gesê het, 2000 jaar in die toekoms plus sal my wederkoms eendag wees. Hulle sal what? Ons 2000 jaar wag. Vriende, kom ons gaan net na die profesie. Jesus probeer in een aand vir hulle uit die profete net uitlig. So, hier's my vraag aan jou. Watter tekste dink jy sou hy gebruik het? Ek hoef nie baie tyd op dit te spandeer nie, maar ek kan dit vir jou noem. Want dis alles in ons Bybel. Jesaja 7 vers 14. Daar staan, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Wel die engel sê vir Maria, die seun wat gebore word en jy's 'n maagd, sonder dat 'n man by jou geslaap het, gaan jy geboorte skenk aan 'n seun. Sonder dat jy gemeenskap met 'n man gehad het, gaan jy as 'n maagd swanger word, want dit is uit die Heilige Gees bevind. So die Heilige Gees gaan jou bevrug en hy wat gebore word, sal genoem word seun van God. Hy sal wees seun van Dawid. Sy naam is Jesus. Hy's die Christus en so tussen hakkies. Hierdie persoon is ook Immanuel. God met ons. Daar is dit. So dis gesê in Jesaja. En Jesaja, as jy dit nie geweet het nie, sy profesieboek was geskryf 722 voor Christus. So ek bedoel, meer as 700 jaar voor Christus het Jesaja het geprofeteer. Dit het so gebeur. Jesaja 9 vers 1 en 2 sê dat die mense in Galilea sal 'n groot lig sien en mense wat in duisternis sit. En dit in Matteus 4 lees ons dat die mense in die noorde weg van Jerusalem af daar by die see van Galilea, hulle het 'n groot lig gesien want God se lig het gekom, die opgaande lig wat van God uit die hemel uit, want hy's die lig van die wêreld. So onder die mense wat almal in duisternis woon, almal woon in duisternis, geestelike duisternis, maar daar skyn 'n lig van God uit die hemel in Christus Jesus en hulle kon die lig sien. En Jesaja 11 sê dat die Gees van die Here sal op hom rus. En Jesaja 35, dis nogal aangrypend, want in Jesaja 35, die Messiaanse Psalm, lees ons dat wanneer die Messias kom, dan sal blindes sal sien, dowes sal hoor, lamme sal opspring, aan die armes word die evangelie verkondig, al hierdie wonderwerke wat gebeur. Daar staan letterlik in jou Bybel, in Jesaja 35, wanneer die Messias kom, gaan hy blinde mense laat sien, dowes laat hoor, lammes laat opspring soos 'n takbok. Nou kom Johannes se disippels by Jesus, nie Jesus se eie nie. Nou kom Johannes se disippels, die doper, so sê kom staan daar by Jesus en by Jesus se disippels, en sê hulle, twee van hulle, hulle is like, Johannes is in die tronk en hy het 'n vraag. Sy vraag is u die een wat sou kom, of moet hy 'n ander een verwag, wat hoekom neem hy nie die koninkryk in besit nie? Johannes sit in die tronk, hy verstaan ook nie die Bybel nie. Hy is God se profeet, die Bybel sê, daar was nie 'n groter profeet as Johannes die doper nie. En hy weet nie wat gaan aan nie. Hy vrees vir sy lewe in die tronk, omdat hy vir Herodes gesê het, hy, hou op om te doen wat jy doen is verkeerd in die oë van die Here, gooi hom in die tronk. En nou begin hy daar in die tronk dink, het ek 'n fout gemaak oor Jesus die lam van God? Hy sê vir sy disippels, hy sê luister, gaan twee van julle na Jesus se disippels, dan vra jy net vir hom hierdie vraag. So dan kom hulle daar by Jesus se disippels in Matteus, dan vra hulle vir hom nou die vraag daar in Matteus 11. Hulle wil weet, is u die een wat sou kom of nie? En wat sê Jesus? Hy sê nie ja, ek is die een wat sou kom. Nee, dis nie ek nie. Wat doen hy? Hy sê, gaan sê vir Johannes, vertel hom wat julle sien en hoor. Wat sien hulle? Lamme spring op, dowes hoor, blindes sien, armes kom tot bekering. En hy weet, dat Johannes weet dat Jesaja 35 is 'n messiaanse geskrif in die Bybel. So toe weet hy, Johannes gaan nou vrede hê, dat ek is een wat sou kom. In Johannes 40, 'n stem wat roep, 'n lig vir die heidene. Maar dan kom jy by Jesaja 50. Ek gee my rug vir die wat slaan. Hoe het God
700 jaar voor die tyd gesê, sy seun, voordat hulle hom kruisig, gaan hulle eers sy rug stukkend slaan. Dis geprofeteer in Jesaja 50. En ons lees hoe het hulle Jesus met katse geslaan, hulle het sy rug stukkend geslaan, met swepe, met touwtjies, met stukkies staal in die punt, so as jy die sweep slaan, soos jy slaan, jy ruk hom terug, dan tref daai stukkie staal, ysterskerp punt in jou rug, en soos hy ruk hy die vleis uit, en stukke uit jou liggaam uit, so slaat hulle hom, en dan slaat sy rug aan stukke, slaat hom van agteraf. Trek hom uit, sy kleed, laat hom kniel, en dan een na die ander soldate, slaat hulle hom. Wel, die Bybel het gesê, hulle gaan dit doen. Maar as jy na Jesaja toe gaan, Jesaja 53 vers 2, dan staan daar, niemand sou begeer het. Hy is deur mense verlaat, een vir wie mense gelaat verberg, hy was verag, ons het hom nie geag nie. Hy was so bespot, hy was so verag, hy was so stikkend geslaan, mense wou nie eens vir hom kyk nie. En dis presies wat gebeur het. Daar staan in vers 3, hulle sal hulle gesig wegdraai. Vers 4 sê, ons krankhede het hy op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So, hulle het hom gewond, hulle het sy hande deurgrawe, hulle het sy voete deurgrawe. Hulle het sy hoof 'n doringkroon geplaas. Geslaan, terwille van ons oortredinge deurboor. Vers 5 sê, hy is deurboor, hy's gekruisig vir ons oortredinge. Deur sy wondes ons genees, Petrus verduidelik in Petrus 2, dis presies, want hy die teks verstaan, Jesus moes aan hom het uitgelê. Ons ongeregtighede, vers 6, op hom laat neerkom. So Jesus se ongeregtigheid, ons ongeregtigheid het Jesus op hom geneem, want hy het geen ongeregtigheid van sy eie gehad nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, vers 7. Jesus het nie gevloek, geskel, hulle verwyd, hulle aangespreek, die Bybel sê hy het stil gebly, soos 'n lam ter slagting, en toe hy sterf, toe gee hulle sy graf by 'n ryke, want dit staan in Jesaja 53, hulle sal hom in 'n ryk mens se graf sit, Josef van Arimatea. Geen bedrog in sy mond, baie regverdig maak, en daar staan nog in vers 12, hy saam met oortreders getel, 2 sondaars het langs hom gehang. Nou, soos Jesus nou die tekste vir hulle lees uit die Bybel uit, daai opstandingsaand, hulle sê, maar dit was al die tyd in die Bybel, hoe het ons dit gemis? Hier is dit. Saam met oortreders getel, en hulle onthou die 2, en Jesus sal nog vir hulle sê, en die een is met my paradys toe. Vir die oortreders gebid. Ek bedoel, Jesus aan die kruis het gesê, Vader, vergeef hulle wat hulle doen nie. En hy sê vir hulle, hier staan dit in Jesaja 53 vers 12, die Christus, die Messias, die Seun van God, hy sal bid vir die mense wat hom 'n leed aangedoen het. Hier is dit voor hulle oë. Ly vir ons sonde, sy offer. En ook dat hy sal herstel gebroke van hart. As hy na die profeteboek van Jeremia toe sou wou gaan, dan kan Jesus baie maklik vir hulle wys dat Rachel beween haar kinders, want dan staan ons in Matteus 2, toe Jesus 'n klein seentjie was, toe gee Herodes bevel om al die seentjies onder 2 jaar dood te maak in die hoop om Jesus dood te maak. En hy sou sê, wel, hier staan dit in Jeremia, dis wat gebeur het toe ek 'n seentjie was, right? Julle weet almal daarvan. En in Daniël se boek kon hy in vers 26 van 'n wys in hoofstuk 7, hy is die seun van die mens wat kom voor die Ancient of Days, die oue van dae. Maar daar staan die gesalfde in Daniël 9 vers 26 word afgesny. Hy word uitgeroei, the anointed one. En hy sê, maar ek is mos afgesny, ek is mos uitgeroei, ek het gesterwe. As hy kom in die profeteboek van Hosea, dan kan hy vir hulle daar wys in Hosea 11 vers 1. O, uit Egipte het ek my seun geroep, sê God. En hy sal sê, waar het Josef en Maria met my gevlug toe ek 'n seentjie was? Dan sal sy disipels sê, ons weet die storie is dat Maria het ons vertel, hulle was met in Egipte toe jy 'n klein seentjie was. En Jesus sal sê, maar het julle dan nie Hosea 1 vers 11 gelees? 11 vers 1, uit Egipte sou ek my seun roep nie. Alles is daar. In Bethlehem, Micha,
Hy profeteer, hy sê Bethlehem Efrata, jy is dit, uit jou sal 'n heerser uitkom. Sy dae is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. In ander woorde, in Bethlehem gaan iemand gebore word wat uit die dae van die ewigheid uitkom. Jesus, die Christus. En hy kon dit vir hulle wys. Kerels, waar is ek gebore? Nee, Here, ons weet mos, Josef en Maria het mos vir ons vertel en die broers, hy is gebore in Bethlehem. Hy sê, wag, hier is die skrif. Dis ek, dis my plek. Uit die dae van die voortyd. By Sagaria sal hy gou sê, ek wil dink pastoors, as ek Jesus was en ek kom by Sagaria, profeteboek met my disippels, so ek gesê, so kerels, 'n paar dae gelede, op Palm Sondag, hoe het ek ingekom in die stad? O nee, Here, ons het gesien, U het op 'n donkie op die vel van 'n esel gery. En hy sê vir hulle sê, maar hier is dit dan in Sagaria 9 vers 9, jou koning kom, hy sit op die vel van 'n esel in. En die kindertjies skree, Hosanna vir die seun van Dawid. Hosanna! En die fariseërs sê, Here, jy moet hulle stil maak. Jesus, ek hulle stil maak, gaan die klippe uitroep. En hy sê, wat het julle gehoor? Toe julle daar teen die berghang van die Olyfberg afkom op pad na die oospoort toe van Jerusalem, na die Kedronvallei. Wat het die kinders geskree en gesing? Hulle het gesing, Hosanna vir die seun van... Hier is alles in Sagaria. En julle vriend, Judas Iskariot, wat my verraai het. Hoeveel het hy my verraai? Here, het hy vir 30 silwerstukke verraai, in tempel toe gegaan? Wel, hier is my vraag. Sagaria sê, vir 30 silwerstukke is hy verraai. Een wat saam met my brood eet, het met sy aksent toe my opgelig. Was ek by die tempel? Ja, Here, wel Maleagi 3 vers 1 sê, hy sal skielik na die tempel toe kom. So vriende, dit kon ons nou vir Jesus 'n wonderlike oomblik gewees het. Ek wil dit net saamvat, deur te sê, hy kon ons nou vir 'n halfuur of 'n uur of 2 rustig met sy disippels sit, en sê, maar julle het ons nou 'n Bybel daar, kom ons maak dit oop. En kan jy nou dink, die Bybel sê, toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. Kan jy dink aan daai goddelike oomblik, en skielik lewe die hele Ou Testament van Christus. Skielik leef dit. Dan kom ek jou iets sê. Die hele Ou Testament, as jy vir my sê, kan jy in een sin vir my die hele Ou Testament uitlê? Dan sê ek, for sure, ek kan dit doen. Maar kan dit in 'n sin doen? Ek kan sê, van Genesis tot Maleagi, al 39 boeke van die Ou Testament. Weet wat dit is? Jesus Christus in profesie. Profesie op profesie op profesie. Van Genesis tot by Maleagi. Jesus Christus in profesie. Die een wat sou kom. En nou dat ek 'n Nuwe Testament het, wat nou? Matteus tot Johannes. Die eerste 4 boeke. Wat het ons, wie se verhaal het ons in Matteus, Markus, Lukas en Johannes? Die verhaal van Christus. In ander woorde, daai 4 evangelies, my eerste 4 boeke in die Nuwe Testament, openbaar aan my wie Jesus Christus is. Dis mos Johannes 20 sê, dat ek aan julle geskryf het, julle kan glo dat hy die Christus is, en deur te glo die ewige lewe kan hy in sy naam. En die boek Handelinge, hoekom het die boek Handelinge se naam Handelinge? Het jy ooit daaroor gedink? Wat beteken die woordjie Handelinge? Moet nie aan die boek dink nie, die woord Handelinge in Afrikaans. Dis ek handel, ek doen iets, ek tree op. So die boek Handelinge is die handelinge nie van Jesus nie, van die apostels. Wat het hulle gaan doen toe hulle die opgestane Here Jesus sien na daai aand van sy opstanding? Wat het hulle toe gedoen? Hulle is almal sy getuies. So ek het Jesus geopenbaar in die eerste 4 boeke van die 27 van die Nuwe Testament. Ek het die apostels se optrede, hoe het hulle die hele wêreld ingegaan, Europa toe en Afrika toe en Indië en plekke om die evangelie te gaan verkondig. En dan, wat van al die sendbriewe? Begin by Romeine en het eindig by die boek Judas. Nou vat jy al jou briewe. 13 van hulle het Paulus geskryf, daar is nog 'n paar ander. So kom ons vat hulle. So na Handelinge, van Romeine, is die eerste boek wat dan volg, tot by Judas, jou laaste boek voor die
laaste boek van die Bybel, ja, Openbaring daar. Al daai boeke saam. Alright? Wat doen dit? Daardie sendbriewe verduidelik vir my wie Jesus Christus is en wat die saligheidsplan van God behels en wat die toekoms behels van baie dinge. So die sendbriewe verduidelik Christus. En dan sluit my Bybel met een boek, Openbaring. Wat maak hy daar? Die laaste boek. Dis die hele Bybel. Maar hy het een boek, die heel laaste boek, Openbaring. Nou wat maak hy in my Bybel? Wat is die rede? Dit verduidelik vir my Jesus Christus se wederkoms. Die man wat gekom het, kom weer. So dit wat die Ou Testament geprofeteer het, en hoe die disippels hom gesien het geopenbaar, en hulle toe in hulle handelswyse dit gaan bekend maak het en gaan verkondig het, is dit geskrewe en is dit vir ons verduidelik wie Jesus werklik is. Soos jy die sendbriewe lees, ontdek jy al hoe meer wie Jesus is en wat hy is, en jy verstaan hom beter. En as ek by my laaste boek kom, he's coming back. So vriende, wat profesie betref, ons het profesie oor sy voorgeslagte in die Ou Testament, oor sy geboorte, oor sy karakter, oor sy bediening, sy natuur, dat hy die seun van God is, sy lyding, sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart, sy verheerliking en sy terugkeer. Dis alles in jou Bybel. In een heilige boek. Dit laat my wonder. As ek nou gaan terug na waar ek begin het vandag, en ek lees weer Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Hulle verstaan. En nou staan daar. En hy sê vir hulle. So is dit geskrywe. Geskrywe. Dis in die Ou Testament, was ons nog nie in die Nuwe Testament. So moes die Christus ly. Ek het mos soveel alles gewys. En op die 3de dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. So wat ek wil sê is, dit was toe al die tyd in die Bybel. Het was nie op 'n ander plek. Alles was in die Bybel. So was hulle te blind om dit raak te sien? Absoluut. Sien jy vandag? Kan jy sien? Verstaan jy? Kan jy sien? Verstaan jy? Glo jy? Glo jy? Glo jy wat die skrifte sê? Bely jy dit? Ek wil nie net weet, verstaan jy nie? Ek wil eers weet, sien jy dit? Kan jy dit sien? As jy dit sien, vra ek, verstaan jy wat jy sien? Nou, as jy dit verstaan, glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dat Jesus Christus die seun van God is? Dan wil jy mos bely. Dan is jy mos nie bang en skaam vir jou vriende, jou familie en jou kinders en jou kleinkinders en almal wat jy ken nie. Dan kan jy sê, Jesus Christus is die seun van God. Hy is die saligmaker. Hy is die Here. Hy is die verlosser. Ek sê halleluja. Keer my of ek spring oor die kansel. Halleluja. Vriende, wanneer dit 'n werklikheid vir jou is, it change your life. You will die for it. It's okay. Dis my lewe. Dit het my verander. Het jy al tot daardie punt in jou lewe gekom, waar die lig die deur gebreek? Jy verstaan, jy sien, jy glo, en jy bely dit. Kom ons bid saam. Here, dankie, dankie, dankie vir u woord. Ons sien, ons glo, ons bely, ons staan daar by. Here, dankie, 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 dankie Jesus. Dankie vir die skrifte. Dankie vir die bevestiging. Dankie vir die onkreukbaarheid van die integriteit van die woord van God. Dat dit vas staan,
dat die Bybelse profeseë is vas. Here, en as alles waar is, wat vervul is tot op datum, sal die res ook vervul word. As die tekste vervul is van die seun wat sou kom vir sy eerste koms vervul is, en dat hy sou hemel toe vaar vervul is, dan moet die res, dat hy weer terugkeer, ook vervul word. Here, U sal nie iets sê en dit nie doen nie. Dankie Here, dat U weer terugkom ons te kom haal. Dis onvervulde profeseë, Here. U is die koning, U moet op die troon kom sit, U is die Christus, U kom uit die geslag van Dawid, U is die koning van Israel, en U gaan vir ewig op die troon kom sit, en U sal regeer, en ons bely dit Jesus, U is die koning van alle konings, U is die Here van die Here, en U sal weer terugkeer, volgens U belofte, op die regte tyd. Ons dank U Vader, in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, Amen.